Goeiedag luisteraars, ek deel graag met jou vandag oor die 4 winde, die winde van God, noord, oos, suidwes. The 4 winds of God is a prophetic expression. Hier waar jy gaan verklaar, dat klank kan uitkom. Abba Vader, U is ons koning van alle konings. U is die groot Ek is. Heilige Gees, dankie dat U deur ons beweeg en ons bonatuurlik aanraak. Here, wil U elkeen van ons salf, dat elke juk sal breek. Dankie Jesus vir U sagte aanraking en dat U ons embrace. Ons eer U Abba Vader. Heilige Gees, wil U my salf met kole van vuur. Ek bid dat hierdie boodskap harte sal verander, soos U winde deur elkeen sal waai. Dankie Abba vir U genade. In Jesus naam, amen. So ek deel vandag met jou oor die 4 winde. Ek gaan nou vir jou net noem 'n paar simbole van die Heilige Gees. Is vuur, is wind, dis water, soos die lewende water, dit wat jou dors stil, dit wat jou reinig. Dit is 'n seël, 'n fondasie van God se seël, en dan olie, in die Ou Testament vir vrugbaarheid en transformasie, en 'n duif wat spreek van sagtheid en vrede. Maar vandag wil ek stil staan by wind, die simbool van die Heilige Gees. Jesegiel 37 vers 7 tot 10, wanneer ons dit gaan lees, hier sien ons tree Jesegiel op as profeet. Toe het ek geprofeteer, dis vers 7, toe het ek geprofeteer, soos my beveel was, en sodra ek geprofeteer het, was daar 'n geruis, en kyk, 'n beroering. En die bene het nader gekom, elke been na sy been. Vers 9. Daarop sê hy vir my, profeteer tot die Gees, profeteer mensekind, en sê aan die Gees, so spreek die Here, kom aan uit die 4 windstreke, o Gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word. God blaas ruach in hulle. Nou sien en hoor dit in gees. Die woord sê, hy wat rein van hart is, sal God sien. Die woord van God moet 'n hartsding wees, sodat jy in geloof kan sien en kyk. Ruach. En hy het 'n lewende siel geword. Open the eyes of my heart, Lord, I want to see you. Ons moet geesgevoelig wees. Ons moet weet wie die Here is. Dit nie aan gevoel meet nie. As ons stil sit en op die Here vertrou, sal ons mooi kan hoor om wat om in ons lewens aan te spreek in gebed. En ons sal die geraas hoor. Dan sal jy weet dat ek die Here is. Leer om lewe te spreek en woord te spreek. Dat God se Gees in mense kom, dat hulle lewendig gaan word. Die Heilige Gees is 'n geestelike assosiasie van wind. Is dat dit 'n simbool van die Heilige Gees is? Kom ons kyk Johannes 3 vers 8. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit Gees gebore is, nie. Johannes 20:22, en nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Handelinge 2 vers 2, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Wind simboliseer ook die beweging van die Gees. 'n koel, sagte bries kan die beweging van die Heilige Gees simboliseer wat verandering bring.
Dit kan 'n boodskap van God wees, wat mismoedigheid, foute, sonde, ongeloof en sonde wegwaai, wat die lig van Christus afkeer. Wind verwys ook na geestelike warmte. Nou die wind openbaar wat verskuil is. Met ander woorde, dit bring ook nuwe openbaring. The winds of God, noord, suid, oos, wes. Die 4 winde van God is 'n profetiese uitdrukking, 'n prophetic expression. Die woord sê, jy het die gawe om te profeteer, om die beloftes van God te vat in die secret place. Ek is die kop en nie die stert nie. Jy verklaar en klank word vrygestel. Engele hoor dit en hulle skryf dit neer. Klank wat losgemaak word, word deur engele gehoor. Die vyand probeer dit verdraai. 'n roadblock keer dat die krag van die woord manifesteer in tyd hier waar ons bly. Die Here praat ook deur die ruach, die asem van God. Dit kan ook 'n wind wees, soos om 'n lamp dood te blaas. Toe jy gebore is en die dokter jou 'n klap op die buik gegee het 'n skok deur jou gegaan en jy het begin huil. Die asem van God, the breath of God. Dalk het julle al gehoor van iemand wat dalk gesê het, jy blaas 'n skrif na iemand toe. Kom ek verduidelik gou vir julle. Die woord is die woord van God. In die begin was die woord en die woord was God. Nou daardie woord is lewendig. Hy sny deur gees en vlees, deur been en murg. Die Here is 'n seël op die woord. Die Here sê, spreek die woord en ek sal toesien dat dit nie leeg na my sal terugkeer nie. Ons is soos 'n wessel, 'n liggaam wat 'n gees het. The Spirit of the Lord, hy is gees. Jy kan blaas, lig, gees aanblaas. En dit kom dan in die atmosfeer. The Lord watches over his word. Byvoorbeeld Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Vader, dankie dan kan jy enige persoon noem. Kom ons sê sommer Anna. Vader, dankie vir Anna. Jeremia 29 sê, hy het planne van hoop vir die toekoms. Here, laat Jeremia 29:11 na Anna kom, vul haar geesmens in die naam van Jesus. Om die soewereine beweging van God oor die aarde te beskryf. Kom ons kyk. Die 4 winde van God is 'n profetiese uitdrukking wat deur skrif gebruik word om die soewereine beweging van God oor die aarde te beskryf. Die 4 winde van God simboliseer die gees van God, sy goddelike aktiwiteit, oordeel bring herlewing, vrylating, bewegings, hemelse doel, die 4 winde. Dit verteenwoordig God se universele krag en dit spreek van die 4 rigtings van tyd. Noord, suid, oos, wes. Dit openbaar God se autoriteit en is nie beperk tot een grondgebied of een persoon nie. Die aardbol vir die Here is 'n voetstoel. Die woord van die woord kan oral gaan op daardie voetstoel. Die Gees beweeg alles en orals. Jesegiel 37:9 Come breathe from the 4 winds and breathe into these slain that they may live in the valley of dry bones. O Son of Man, what is it that you see? Wat sien jy vandag van die Here? Sien jy 'n vallei van verlatenheid, van gebroke drome, van verwoesting, van dood? Of sien jy deur die krag
van die opstanding van die Here. Deur krag waar jy vir die een kan sê, be healed, made whole. Moenie na jou omstandighede kyk asof dit dood is nie. Die 4 winde dra die asem van die lewe na droë beendere, wat dood is, begin te lewe. Jy spreek lewe of jy spreek dood. God herstel wat na die onmoontlike lyk. Kom ons kyk na die oostewind, spreek van goddelike ingryping, 'n wind van oordeel, 'n wind wat oorgang of transition bring. Dit verteenwoordig skriftuurlik sterk optrede van God, dealings of God, 'n wind wat oordeel. So ons verlang na die oostewind om deur die parlement te waai, om mense wat korrup is te oordeel en hulle tot belydenis, tot repentance te bring. Father, we pray tonight that the east wind will blow through Western Cape into the parliament, 'n gees van oordeel, a spirit of judgment. Met ander woorde, goddelike ingryping, divine intervention. Dit verwyder van bindings en breek siklusse van ou seisoene, breaks of old seasons. Soms laat God sterk winde toe om te waai, want hy beweeg jou uit gevangenskap, soos Josef, from the pit to the palace, uit gevangenskap, uit slawerny. Sy chommies, weet ons, het nie van hom gehou nie. Hy het beweeg van captivity na purpose. Die oostewind bring oordeel oor die vyand of promosie. Dit is ook om jou los te maak van slawerny, daar waar jy vasgemaak was. Kom ons gaan dan na die westewind. Die westewind, weet ons, waai al die springkane weg. Dit is weer genade, genade, genade en herstel. Dit is die belofte van seëninge, van transformasie. Waai oor die see, die westewind waai oor die see en bring vogtigheid in. Met ander woorde, dit bring uitkoms, dit bring bevryding. Abba Vader, ons dank U vir gebroke huwelike. Laat U westewind waai, dat U genade van die troonkamer kom. Raak elkeen aan om mekaar te vergewe en hulle te herstel en om hulle heel te maak. Genade, restaurasie, die westewind, 'n wind wat verligting bring, wanneer daar 'n vloed of 'n droogte was, wanneer daar omstandighede was. Dit is 'n goddelike verligting, geestelike oorlogvoering, restaurasie, verfrissing en bring transformasie. En kom ons kyk die suidewind, seën en groei. Die suidewind simboliseer warmte van God, vrugbaarheid. Dit vermeerder geestelike groei, dit spreek van vrede. Job 37:17, U wie se klere warm word as die aarde stil is vanweë die suidewind. Dankie Vader vir die suidewind oor elke inluisteraar, dat hulle insig sal hê in U woord, dat hulle understanding sal hê van U woord, dat hulle sal groei en sal weet dat hulle kan staan op U woord. In hierdie realm dat hulle sal weet U is met hulle. Jy is geskryf in die palm van sy hand, as jy sal jou nooit begewe of verlaat nie. Nou kom ons kyk na die noordewind. Dit is toetsing, dit is reiniging, a harsh and strong wind. Met ander woorde die heerlikheid van God, om die lig te suiwer en om misverstande uit die weg te ruim, om geestelik te ontwaak en op te staan, om in 'n atmosfeer van sondebelydenis in te gaan. Dit is seisoene van toetsing. Jesegiel 1 vers 4 sê vir ons, toe het ek gekyk, en daar het 'n stormwind uit die noorde gekom. 'n Groot wolk het met onophoudelike vuur, en 'n glans was rondom die wolk, en daaruit, uit die vuur, het iets soos blinkende metaal geskitter.
Reiniging wat goddelike handelinge is wat sterkte bou, met ander woorde, deursettingsvermoë. Noordewinde is ongemaklik, maar dit is baie nodig, want dit bou karakter, dit gee geestelike opvoeding, dit gee vir ons afhanklikheid vir God. Tydens gebed kan ons sê, Vader dankie, ons sê nou maar weer Anna, Vader dankie vir Anna. Vandag bid ek vir die noordewind om deur haar te waai. Here, dat U haar sal versterk. Vader, dat sy die vermoë sal hê om op U woord te staan, deur die krag wat U vir haar gegee het. O noordewind, dat U my sal laat uithou en vasbyt in hierdie seisoen. Ek voel moeg en tam, Here, laat U noordewind oor my waai, dat U my karakter kan bou, in U, vir U, in Jesus naam. God gebruik moeilike seisoene om sy mense soos goud te suiwer, to be refined. Die heerlikheid van God. Die winde simboliseer almal dat die gees van God teenwoordig is, die ruach van die Here. For I hear the sound of many winds. That is when you hear in your quiet time this ruach, the breath of God. He is blowing over your situation. Al 4 winde van die Heilige Gees. God sê hy sal die vyand verstrooi, Jeremia 49:36, en ek sal 4 winde uit die 4 hoeke van die hemel oor Elam aanbring, en sal hulle na die windstreke verstrooi. Where the Spirit of the Lord moves according to His divine purpose. In jou stilte tyd, Vader, U wil, U planne en U doel, wat U vir my het, nie wat ons self vir ons het nie, wat U vir my het, nie my planne en doel nie, Here, Jeremia 29:11. Here, laat U noordewind waai, dat U plan en U doel in my na vore kom in Jesus naam. Ons is hier op aarde vir 'n doel. Johannes 3:8, die wind waai waar hy wil. God word nie gemanipuleer nie. Die geestelike beweging kom van bo van die hemele en dit vloei van die troon van genade. Die 4 winde wat 'n klank gee, wat 'n doel het. Ek verklaar, Vader God, ek bid dat U salwing die juke sal breek. Ek verklaar nuwe siklusse, vervang ou siklusse. Alle siklusse van mislukking word vervang en veroorsaak dat die oostewind van oordeel om te waai in die vyand se kamp. Ek verklaar vrede oor elke ewel sikloon en wind wat geskep is om chaos in my lewe te bring en laat daar goddelike en vars winde waai. Laat U gees van westewinde van verfrissing waai, die noordewinde van oorvloed en seën, die suidewinde van restaurasie en bonatuurlik verskaf om sterk te waai en die engele leerskare te mobiliseer en te beweeg op U woord. Engele moet nou begin doen wat die woord sê. Here, ek verklaar dat U engele nou opdrag gegee het aangaande my in U autoriteit. Here, ek bid dat U goddelike leerskare stuur om te veg aangaande my terwyl ek slaap. Dankie Abba Vader vir U seun Jesus wat verbryseld is vir ons oortredinge. Deur U wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons is genees van alle siektes, sonde en ongeregtighede. We are the righteousness of God in Christ. Dankie vir U liggaam wat vir ons gebreek is. Dankie Jesus vir U bloed en vir U bloed op die mercy seat waar U sit aan die regterhand van die Vader. Dankie vir U bloedverbond. Dankie dat U vir ons genees, dat U vir ons reinig, dat U ons doop met U Gees, dat U ons lei na die beloofde land. Ons eer U en ons prys U. Aan U behoort die koninkryk, die krag
en die heerlikheid. In Jesus naam. Amen.